Gerrit, dit het gemaak, dat ek en oom Jors en die personeel nie kom voorbly nie, want toe het ek al oom Jors se een stoor, tweede, seker al die derde stoor, toe sê oom Jors vir my, nee, Jones, hierdie storie gaan nou nie so aanhou nie. Hy sê, daar is 'n gebou in die dorp te koop, ek het klaar met die ouens se prys gepraat, jy het vir hulle werk gedoen, hulle het jou nog nie betaal nie, so wat ek voorstel, skryf dit af, teen die ding, en koop die gebou. En dis hoe ons in die dorp En dis vandag jou en dis fabriek. vandag 'n gedeeltetjie van die fabriek, dis ons eerste 800 vierkante meter wat ons mee begin het, die ou granary in die dorp. 1943 gebou, mure is baster amper 400 mm dik, so is amper 4 stene. Fast forward, Willie, nou hoeveel lande in Afrika voer julle masjiene nou uit? Nee, ek kan nie al die lande tel nie, maar ek is net bang om noord van Nigerië te gaan. So ek het al audience gehad met Aliko Dangote, wat ek in... Wie is hy? Aliko Dangote is 'n snaakse ou, dit is die rykste swart man in die wêreld. Maar Gerrit, dit is dis nou 'n voorbeeld van 'n entrepreneur. Hy het by sy oom gewerk en boontjies verkoop. Boontjies en rys in klein pakkies gemaak en verkoop. Maar daai ou het die vermoë, en ek kom dit nou agter, ek het ook in die begin amper niks geslaap nie, jy het trend 4-5 ure 'n aand geslaap. Nou Aliko Dangote het sy besigheid begin, en hy slaap minder as 4 ure. Hy travel 4 tydzones in 'n dag. Dis die ou van Dangote sement en alles. Nou, voor ons die meeting gehad het met hom, nou sê die veeartse, man, ons sal vir Aliko, ons sal vir jou kom optel, hier by Jan Smuts, by die lughawe sal ons jou kom optel. En hy vlieg met sy eie Boeing in. So ek het daar het ons al 'n foutjie gemaak. Die hotel, hierso in Johannesburg, die plek se naam lekker onthou nie, dis sy hotel. Gerrit, ons het met die man gepraat van, hy het 'n delegation van 40, sy hele bestuursgroep vlieg saam met hom. Dit is net ongelooflik, en ons sit, Aliko daar gesit, daar sit sy hoof rekenmeester, 'n jong ouetjie, en dan ek, en dan die klomp veeartse, want ons wou beeste en hulle wou embryos uitvoer, en dan moet die goed gevoer word. En omdat ek so bietjie kan Brits praat teen daai tyd nou met Alnoor wat my nou gehelp het, toe kan ek nou al bietjie Brits praat en meer vloeiend as die klomp veeartse in elk geval. En hulle sê ek moet nou start. Dan sê ek, maar ek het gaan nalees oor hom. Yes, maar dis 'n incredible mens. En ek sê vir hom, Mr. Dangote, ons het nou hier 'n plannetjie beraam, ons gaan vir jou embryos uitvoer, ons gaan vir jou dairies begin in Nigerië en dit. Maar wat's jou plan? Hy sê, Mr. Jones, the first 6 months, I want to start 10,000 dairy cows. After another 6 months, another 10,000. They say in a year and a half from now, I want 30,000 dairy cows. Ek sê, that's what I like. Because my voorbereiding is vir 1000 koeie gewees. So toe kan ek dit net met 30 maal. Maar die arme veeartse, kyk toe hulle geskroep. Want ek meen, wat is die grootste kuddes hier by ons? Ek dink die melkbeeste is maar 8000, so waar kry jy so klein melkbees babiekies om op te vat boontoe en verse en goeders. So, ekskuus, dis nou weer van Nigerië, maar gaan lees bietjie Aliko Dangote se ding. Hy het gesê, hy wil die grootste sement supplier in Afrika wees, sê maar binne 3 jaar. En weet jy wat snaaks daaraan? Hy het dit nie in 3 jaar reg gekry nie. Hy het dit in 5 jaar reg gekry. Dit is net absoluut, en hy werk hard hoor. Kyk, ek die 2 kere wat ons met hom te doen gehad het, was vir my net absoluut amazing geweest, en hy het met niks begin nie, né? Dis 'n ou wat ons hier by jou moet kry. Maar
hy het 'n storie om te vertel. Maar weet jy Gerrit, hy praat rustig, nie aanstellerig nie. Dis die naaste mens. Hy's gemaklik met al daai geld. So dis nou Nigerië. Ek wil nie graag die kant toe gaan nie want ek sien wat daar aangaan. So ons gaan nie eintlik daaroor nie. So ek het al aanleggies omtrent in die hele Afrika onder Nigerië. Maar ek het wel in die horing van Afrika in Ethiopië het ek wel by 'n ouens wat premixe maak, een van my mengers daarso. Ek het toerusting nou al in Georgië in Europa. Ons voer uit. Ek het aanlegte in Mauritius en ons het nou al 'n hele paar aanleggies in Australië. Maar Mauritius is 'n plek waar jy nie eintlik 'n aanleg wil hê nie, want jy elke jaar 3 jaar die kant toe gaan en is warm en is bedompig, maar weet jy Gerrit, dis om 'n entrepreneur te wees. Iemand moet dit doen. Dit is vreeslik. Dis vreeslik, maar iemand moet dit doen. Maar ek moet sê, jy's Gerrit, dis na 20 jaar wat ons seker die eerste keer die kant toe kon gaan. So Willie, as jy ek gaan jou 2 vrae vra. Die een is 'n ou wat 'n voornemende entrepreneur is. Hy wil iets aanpak. Hy het 'n plan. En hy gaan hom nou aanpak en jy moet hom nou 'n paar rigtingwysers gee. Die goed wat hy op die pad gaan raakloop, hoe begin 'n ou? Die tweede vraag gaan wees, wat is die goed om jou besigheid suksesvol te maak en te hou? Die punte, maar kom ons begin by die ou wat vir jou vandag sê, oom Willie, ek wil nou 'n ding begin. En jy wil vir hom sê, hier is die goed wat jy op die pad gaan teeloop en teekom en dis die goed wat jy moet doen. Gerrit, as jy iets wil begin, dink ek, moenie iets vaar en weg van jou af begin nie. Begin iets in jou onmiddellike wat in jou wat jy verstaan.